persoonlikheidstipes in die tuiskool omgewing. Dis waaroor hierdie video gaan en ek wil julle graag help om die beste omgewing te skep waar jy en jou kind kan floreer in julle tuiskool setup. So ek het al gehoor van mamas en daar is van julle wat nou hierna luister wat sê, hoe maak ons dat tuiskool beter gaan? Ek is besig om my hare uit te trek en my mind te verloor, my sanity te verloor. Ek imagine julle wat julle marbles, julle albasters by mekaar probeer skraap, want julle wil graag net julle marbles hou en nie heeltemal van julle kop afgaan nie. So, tuiskool by die huis, in homself, gaan meer van 'n rustige omgewing wees. Julle hoop, dit is wat julle wil hê. Julle soek nie daai gejaag, daai gedrukheid, daai pressure van skool, van wat die society en die samelewing vir ons sê, moet gebeur in skool nie. Ek wil nie hê, jy moet voor jou kind staan, en hulle moet daar sit, en jy moet sê, okay Boetie, hierdie en hierdie en hierdie is wat jy moet leer. Dit is nie wat ons wil hê nie. Ons wil nie 'n dominante autoriteit, persoonlikheid hê, wat vir die kind afkyk en sê, jy sal nou hierdie leer nie. Daar breek ons verhouding. En dit het met my ook gebeur vroeg in tuiskool 2014, 2015, toe ek eers begin het met my oudste dogters, dat hulle sal nie iets reg kry nie en ek sal raas en ek sal sê, kom nou, hierdie het ek al vir jou gewys. En dan sal het eindig in trane, waar die kind huil en sy voel sy is nie goed genoeg nie, en ek huil want ek sien ek faal as 'n tuiskoolma. En dit is wat ek graag met hierdie video vir julle wil help, om te vermy, of as dit al gebeur het, hoe kan jy bou nou van hier af? So mamas, ons het self druk op ons skouers gesit. Jy as 'n mamma wil baie goed vaar, jy het baie om te bewys nou, vir jouself, vir jou man, vir jou familielede, dat jy kan tuiskool. En daai druk is wat jy elke oggend mee opstaan, en nou sit jy daai druk onbeplan en ongewens, en nie uit jou eie self op jou kind, en jy soos in, kom nou jy moet leer lees, jy moet leer skryf, jy moet hierdie werk doen, ons moet baie ure inkry, want jy moet perform as 'n tuiskoolmamma. Jy moet resultate kan wys aan die einde van die jaar, en dis hoekom jy jou kind druk om ook resultate te gee. So vir as 'n rustige mamma wil wees, moet jy eers daardie druk van jou eie skouers afhaal, en sê, weet jy wat, ek gaan my beste doen om my kind te help leer. Ek gaan die Here vra vir krag en wysheid, ek gaan navorsing doen, ek gaan video's kyk soos hierdie ene, ek gaan kyk wat se resources kan ek kry, om my kind goed te help waar hy nou is. Maar, ek gaan nie voel dat ek elke dag 'n failure is nie. En ek gaan eerder kyk na ons suksesse. En mamas, dis 'n skuif van perspektief en van jou fokus, om te kyk na, waar het ons reg gedoen vandag? Wat het mooi gebeur? As jy voel jy het by geen werkies uitgekom nie, kyk vir die mooi van jou kind. Het hy dankie en jammer gesê, miskien vir iemand? Het hy 'n mooi gebaar gedoen? Het hy met blydskap buite gespeel en jy het gesien, hier beweeg hy, hier is hy in sy happy omgewing en hy lewe sy beste lewe? Is jy nie dan besig om vir hom 'n vredevolle, joyful kinderlewe te skenk nie? Jy het hom uit 'n krisistyd of uit 'n situasie wat miskien kon gebou het, gespaar van bullies, van verskriklike labeling, wat daar fout is, hy is te besig, hy wil nie stil sit nie. So, daar is baie wat jy reg gekry het, deur om net hierdie besluit te neem, om te tuiskool. So, dadelik moet jy vir jouself tik gee, en 'n pat op die bek, om te sê, ek het nog nie alles voltooi, wat ek graag in my prentjie, in my kop het, van hoe tuiskool moet lyk nie, maar ek hoop om daarby uit te kom. En dan moet jy vir jouself sê, waarna kan ons kyk, waaroor kan ek bly wees? Ek kan bly wees dat ek op my tong gebyt het en nie vir hom gesê, ja ou dommie, kan jy nie sien wat hier aangaan nie, jy weet? As jy jouself gekeer het om dit te sê, en jy het net bietjie ongeduldig ietsie, jy weet, hou net aan met dit, of probeer weer, dan kan jy jouself ook op die rug tik, en sê, well done,
jy het iets reg gekry. So, mamas, waarmee gaan ek praat oor in hierdie video? Ek sien ek gaan dit klaar te lank maak, so laat ek gou begin. Die 4 persoonlikheidstipes. Ek wil praat oor ietsie wat ek gelees het in I'm Surrounded by Idiots. Dis 'n baie cool boek, Surrounded by Idiots, en dit gaan oor 4 kleure. Maar hierdie 4 kleure is baie soos Hetty Britse boek, Kweek kinders met karakter. As jy al klaar dit gelees het, dan ken jy die 4 boomsoorte. En ek sal elke keer sê, wat is die kleur in die boomsoort wat ooreenstem. Maar miskien ken jy glad nie die boomsoorte nie. Ek sal julle aanbeveel, is 'n baie oulike en goeie boek wat gehelp het met my ouerskap journey. Maar ek gaan vandag praat oor die kleure, en hulle is blou, rooi en groen en geel. En daai 4 persoonlikheidstipe, jy gaan maar dalk sê, jy's nie 1 of presies 1 nie, jy's dalk 2, of jy sien jouself in 3 van hulle, en daar selfs mense wat bietjie van al 4 in hulle self sien. Hoekom vertel ek julle van hierdie persoonlikheidstipes? Want as jy jou kindsin kan sien en verstaan, gaan jy hulle optimaal kan help met tuiskool. Ek gaan elke keer jou persoonlikheidstipe terugtrek na die tuiskool omgewing toe, en die klaskamer by die huis. En dan gaan ek jou help om te sê, hoe kan jy as jou persoonlikheid, jou kind, die beste help? Maar ek het agtergekom, dit gaan eintlik meer oor jou kind se persoonlikheid. Jy wil graag hê hulle moet vir jou luister, jy wil graag hê hulle moet konsentreer, hulle moet fokus, hulle moet engage, jy wil hê hulle moet gemotiveerd wees om skoolwerkies te doen en saam met jou ietsie te kom werk. So dit gaan eintlik baie daaroor om te praat met die regte kleur met daai kind. Want as jy die verkeerde kleur, as jy kom in met die verkeerde persoonlikheid en die verkeerde sinne sê, verloor jy jou kind. En dan raak jy frustreerd. So, dis hoekom dit so valuable is. Dit is so waardevol om te weet, wat is vir jou belangrik as mens, en wat heg jou kind waarde aan. Want dit gaan julle kommunikasie en julle klaskamerstyl soveel help. So kom ek spring in dit in. Ek gaan eers die blou persoonlikheid doen. Ek het handsakke gekies om julle te help om dit te visualiseer, né? So die blou persoonlikheid is 'n baie netjiese persoon. Hierdie is al tas wat ons het wat blou is, of 'n handsak. So dit is miskien nie netjies genoeg vir blou nie, want vir blou is baie perfeksionisties. Hulle sal miskien eerder 'n aktetas of 'n ietsie netjieser wil hê. Maar wat ek hou van die blou sak is, daar's baie afdelings en sakke en compartments. So as 'n blou persoon beplan vir ietsie, dan is daar ietsie baie goed voorberei, en elke sakkie het ietsie in. Hierdie blou mamas, as jy so een is, jy gaan onthou van die medisyne. Jy gaan 'n lysietjie hê van alles wat jy moet inpak. Jy gaan georganiseerd wees, want geen organisasie stres jou uit. So jy hou daarvan om elke plekkie, die kosblikkies en alles wat jy insit, en die klere, en jy onthou van elke liewe ding, tot die oorstokkies en die pleisters. Blou mamas is fantasties met dit, en jy wil graag weet wat om te verwag. So as jy gaan weggaan, en jy kort so 'n sak, dan gaan jy uitvind, gaan ons nat word, gaan ons warm wees, gaan ons son wees, gaan ons buite wees, gaan jy sonskerm nodig hê. En dan gaan jy graag mooi wil verstaan, hoe lank gaan alles te gebeur. So tyd is belangrik, en die stiptyd, en dan die routine, en die skedule. En dit is wat ek nou van praat van homeschooling. So hierdie mamas voel baie angstig, as hulle nie weet wat is verwag van hulle nie. So ek kry hulle op my groepie, en hulle wil weet, hoe gaan my kind kan klaar maak met die einde van die jaar, wat gaan die assesserings moet ons vir my kind gee, en ek is nie self blou nie, so partykeer is ek van, okay, ek moet hulle te rus stel, ek moet seker maak, ek het my eentjies in 'n ry, en dat ek vir hulle vooruit kan vertel, hierdie is wat jy kan verwag, en hulle wil seker maak, hulle kind kan lysies aftik, ek het vir hom dit geleer, ek het vir hom dit geleer. So, vir julle blou mamas wat homeschool, maak seker julle laai af die CAPS curriculum se outcome statement. Hulle het op hulle webwerf, vir elke graad en elke vak, het hulle pragtige tabelle
wat julle gaan van hou, waar dit sê, soveel ure per week van lees, van mondeling, van voorbereide lees en van mamma wat luister, auditiewe luister lees. Hulle het dit opgebreek in klein groepies en gesê, vir wiskunde en vaardigheid, hulle moet hierdie kan doen, hulle moet hierdie syfers kan herken. En ek, wat nie blou is nie, het een kyk gegee na al hierdie inligting en het bietjie gescan, soos wat 'n geel persoon sal doen. En gesien, okay, nee, my kinders doen nogals alles van daai. Ek is seker ons is fine. En ek gaan net weg en gaan net aan. Maar die blou persoon sal dit nou mooi uitdruk en in 'n leer sit en elke nou en dan weer kyk daarna. En dit gee vir jou vrede en sekerheid dat jy kan aftik wat hulle doen. Nou 'n blou persoonlikheid vir 'n kind, jy kry hulle ook en hulle is so perfeksionisties dat hulle nie wil foute maak nie en is vir hulle baie moeilik om te moet uitvee. En dan gaan jy moet plannetjies maak om hoe om jou kind te leer dat foute okay is. Maar ek weet, dit is vir jou self moeilik, mamma, as jy blou is en jy wil graag hê dinge moet netjies lyk. En jou kind se hande moet skoon wees en dan moenie papier op die bladsy soos hulle uitvee, is daar die papier in 'n gaatjie wat hulle daar maak, dan is jy van, kom ons koop 'n nuwe boek. Ons begin net voor, né? En so hierdie kinders sukkel baie as hulle nie weet wat verwag word van hulle nie. So jy kan vir hulle 'n mooi timetable uitprint, maak seker julle het ietsie wat die kind kan sien in die klaskamer opgeplak, maandag, dinsdag, woensdag. Maar ek sal vir jou aanbeveel, moenie altyd tyd bysit nie, as dit vir jou en jou kind gaan help. Sit maar die tyd daar, dan het jy 'n horlosie nodig in jou klaskamer en dan gaan jy die tyd moet leer en gaan sê, okay, dis nou 9 uur, so ons gaan nou begin met wiskunde. Miskien help dit julle om mooi georganiseerd te wees. En dan voel jou kind veilig in hierdie parameters, né? En ekskuus vir my Engelse woorde wat ek so ingooi. Ek is oorspronklik Engels. Dit was my huistaal as kind, so ek het oorgegaan na Afrikaans toe. Maar die blou persoonlikheid kinders het help nodig om te weet hulle mag foute maak en jy gee vir hulle soveel sekuriteit as moontlik. Wat kan hulle verwag vir die week? En dan gee jy vir hulle ook baie mooi doelwitte. Vandag gaan ons hierdie wiskunde leer. Mamma wil jy ons met 2 bladsye klaarmaak. Dan gaan ek vir jou 'n sterretjie gee. Nou is daar 'n pragtige duidelike raamwerk wat verwag van hulle is. En dan gaan ons 'n pouse hê. Na pouse gaan ons terugkom en dan gaan ons hierdie lekker eksperiment doen wat mamma gesien het op Pinterest. Vir die eksperiment het ek hierdie asyn gekry en hierdie, ons het dit gekoop die ander dag en nou is dit hierdie tyd vir ons om die eksperiment te doen. So daar is baie mooi beplanning, voorbereiding en dan kan hulle uitsien na daai en dan kan jy meer orde hê in jou skoolklas. So daai is vir ons blou mammas en kinders. Ek gaan nou verduidelik wat jy as mamma kan doen as jou kind nie blou is nie, maar hierdie was nou vir ons blou ouetjies. Mooi georganiseer en ons is dankbaar vir hulle, want as ek my kind vra op 'n hike of ietsie, het jy vir my Vaseline vir my lippies wat droog is, dan is dit in die tas. En as my kinders val en seer kry en ek het vergeet om pleisters in te pak, dan vra ek vir my blou dogter en natuurlik is daar pleisters en 'n Panado en 'n stroopie en 'n wound spray, alles is daar sorted. Ek hoef nie te worry nie, want hulle het onthou van dit en hulle was voorberei vir daai trip. So dankie aan die blou mense, ons waardeer julle. Nou wil ek oorskuif na die rooies toe. Nou die rooi mense, die blou is soos die suurboom van Hetty Brits, baie bly jy het seker dit herken, en dan die rooi is die roosbome. En ek het sommer twee rooi handsakke gevind, want een is nie genoeg nie, nee? Want die rooies is competitive, hulle wil wen. En ek gaan die 2 handsakke hê en al die ander klere het net 1 handsak, so ek wen, klaar, nie sien. Want nou is ek rooi, en rooi hou van kompetisie. Hulle werk goed met 'n tydstip. As jy wil en jy sien dat die werk gaan te stadig, dan sê jy, mamma gaan 'n timer aansit, kyk of jy binne 'n minuut hierdie sommetjies kan doen. Maak dit sekerlik dat is bereikbaar en dit nie vir hulle te moeilik is nie, want dan gaan jy 'n crash and burn hê, as jy te min tyd gegee het,
en hulle het nie daarby uitgekom nie. So maak dit vir hulle bereikbare doelwitte en jy gee vir hulle uitdagings. En rooi kinders hou daarvan om gestimuleerd te wees, maar hulle wil kort en kragtig hou. So mamma, jy kan nie lank verduidelik nie en vir hulle soos in oor en oor dieselfde goeie sê, nee, jy maak hulle lang. Jy as 'n rooi persoon sal weet, gee vir my die instruksies, dat ek dit gaan doen. En hulle thrive op doelwitte. So jy kan vir hulle sê, teen die einde van die week, teen die einde, kom ons tel die bladsy in hierdie boek. En ons sien dat ons 8 weke het om hierdie klaar te maak. En dan maak ons 'n sommetjie en sê, as ons 2 bladsye doen per dag, gaan ons by die einde van die kwartaal klaar wees. Of die hele jaar se werkies, mooi opverdeel. En dan voel hulle, ek was nou goed, ek het hierdie doelwit gekry. So rooi mense hou daarvan om slim te voel, en hulle hou daarvan om taakies te kan doen. So hulle is vinnige werkers. So jy kan vir hulle sê, sjoe, mamma gee vir jou nou ietsie meer challenging. Ek sien jy is te slim vir hierdie. Kom ek gee vir jou meer van 'n uitdaging. Maak seker hulle doen nie boring, repetitive werk nie. Goeders wat herhalend is. Hulle het nie tyd vir dit nie. Hulle het plekke om te gaan en dinge om te doen en hulle gaan die baas wees. Dis baie keer sterk persoonlikhede. Jy ken die roosbome. Hulle gaan die baas wees eendag van hulle eie besigheid. Maar as 'n kind is dit nogals moeilik om instruksies te kry by mamma. En dan voel hulle, mamma, ek weet hierdie eintlik al klaar. Ek het ook 'n rooi enetjie. Sy sal sê, sy voel eintlik sy weet alles wat daar is om te weet in wiskunde, né? En sy is net 9. So dan sal ek sê, okay, weet jy al van regte hoeke en 90 grade goeters? Het jy al geleer wat is kom ons sê kwadraatwortel? En dan sê van, nee, ek sê in priemgetalle? Nee, okay, mamma gaan dit vir jou leer. So, jy moet partykeer vir hulle bewys, jy is slim genoeg om hierdie werk te doen. En hierdie kinders, die mamas voel ook, hulle moet baie werk inkry, hulle moet baie achieve. So, julle gaan miskien met waak teen uitbrand. En julle gaan vir daai rooies moet leer, om te rus is ook okay. Jy het nou mooi gewerk, jy hoef nie jou hele boek klaar te maak vandag nie. En die rooies is baie gedrewe en hulle wil graag soveel bereik dat partykeer voel hulle oorweldig met alles te. Soos daar is so baie wat jy jou kind wil leer en hulle moet so baie ken en nou moet jy dit breek in kleiner happies. So, hoe eet jy 'n groot olifant? 1 hap op 'n slag en help jou kinders om dit ook te verstaan. Sê vir hulle, toe mamma lief, daar's nog baie tyd om te bereik wat jy graag wil wees. Ja, jy wil miskien 'n pediater wees en dit is nog in jou toekoms, maar nou moet mamma jou help waar jy nou is. So, hulle is baie toekomsgeoriënteerd, rooi kinders. En dit laat hulle voel, hulle moet gejaag voel om vinnig te bereik. So, help hulle om in die nou die tyd te geniet. Laat hulle lag, laat hulle terugsit, geef hulle drukkie, help hulle om te weet, hulle hoef nie nou al alles te kan doen, wat hulle grootouers sissies kan doen nie. Of dat hulle groot mensgoeders al vir hulle self aanvat. Hulle voel daai groot gewig van verantwoordelikheid baie sterk. Help hulle om te weet, dit waar jy nou is en wat jy nou doen, is goed genoeg my skat. Jy is op die regte plek vir jou ouderdom en ek is super trots op jou. Ek gaan die ander 2 klere doen in nog 'n video snit, so as jy 'n koppie tee wil kry of 'n breek wil vat, hier is 'n goeie plek om te stop. Hallo mamas, welkom terug na persoonlikhede in die tuiskoolomgewing en hoe jy as mamma jou kinders kan help. So, die groen persoonlikheid. Ek is groen en geel. Ek gaan die geel laaste doen. So ek hou daarvan om te praat oor die groen persoonlikheid. Nou, die groen mense is baie rustige, kalme mense. Hulle is volgelinge, followers, en hulle hou daarvan om rustigheid en vrede te hê. Hierdie is die kinders wat miskien lank vat met werkies, wat nie gejaag voel nie, en hulle voel hulle het al die tyd in die wêreld.
Hulle is ook jou dromertjies, wat bietjie dink aan ander goedjies, en dan moet jy hulle weer terugbring om te fokus. Maar hulle hou daarvan as daar vrede is. So jy kan nie 'n ouer wees wat hulle heeltyd jaag en druk en angs veroorsaak nie. As jy 'n blou of 'n rooi mamma is en jy voel gejaag om te werk, gaan jy nogals clash met jou groen persoonlikheid. Want jy sien hierdie kindjie weet nie van tyd sperdatums nie. En jy bekommer en jy dink, hoe gaan hulle maak in hulle grootmens wêreld en 'n lewe as hulle altyd laat is vir alleste. En jy moet altyd vir hulle wag. En jy kan vir hulle leer dat dit goed is om betyds te wees vir goeders. Jy kan hulle vroegtydig vra om gereed te maak vir swemlesse, vir die lesse waarheen jy op pad is. Jy gee vir hulle genoeg spasie en tyd om gereed te maak. In die oggende kan jy sê, Lyfie, oor 30 minute gaan ons begin met skool. Mamma wil jy moet ontbyt kry en dan gaan ons in die klaskamer gaan. Jy kan aantrek of jy kan bly soos jy is, maar oor 30 minute gaan ons begin. En jy gee 'n lekker vroegtydig kans vir hulle om te doen wat hulle wil om reg te maak. So, die peace and harmony mense heg baie waarde aan verhouding. Die rooi is minder so. Die groen is soek baie drukkies. Hulle hou van daai nabyheid, hulle soek daai versekering dat mamma nie kwaad is vir hulle nie. Mamma is lief vir hulle, mamma is bly om by hulle te wees. Hierdie groen mense kort baie reassurance, so hulle geniet as jy vir hulle storie lees en jy gryp daai groenetjie nader en jy sit hom op jou skoot en jy gee vir hom lekker drukkies en my groen enetjie, sy het vir my verduidelik oor drukkies. Sy het gesê, as ek vir haar 'n drukkie gee, uit my eie uit, sonder dat sy vra, is dit 100 punte. Dit voel vir haar soos 5 sterre, fantasties, sy love dit die meeste. Maar as sy vra vir 'n drukkie, en ek gee vir haar 'n drukkie, is dit nie 3 sterretjies. Dis halfpad, sy is nou eintlik so depleted, sy begin voel, hierso is haar tankie besig om uit te loop, dan vra sy vir 'n drukkie. En dan het sy gesê, dit het al gebeur, dat sy vir my drukkie gee, en ek is nie besig om te fokus nie, en ek gee nie vir haar drukkie terug nie, my hande is by my sy het so verduidelik. Dan is dit 0 sterre, nee? Dan het ek het gemis. En dit was daai keer wat ek besig was om ietsie neer te skryf of in te vul vir haar, en sy het vir my drukkie gegee, en ek het nie teruggedruk nie. Toe sê ek vir haar, ek's baie jammer, ek gaan probeer gee. Maar hierdie groen mensetjies, hulle vra baie keer baie van ons fisies, nee. En jy voel, mama's hastig, ek is besig om kos te maak, ek is in die oomblik, ek antwoord net gaga hierdie persoon wat gevra het, ek is op 'n voice note, kan jy net vir my wag? So dis belangrik om dan, as jy klaar is met wat jy moes doen, en jy het vir hulle gesê, wag 'n oomblik, mama's nou by jou, om dan alles neer te sit, en die foon, en die kos en alles en net gaan sit, en neem daai kind in jou arms, en gee hulle 'n lang drukkie. Ek sê nie ander kinders het, eintlik sê ek dit, ja, ander kinders het miskien minder fisiese kontak nodig. Ek het rooi persoonlikhede en blou persoonlikhede, maar hierdie groen is fisiese kontak, baie het ek gesien. So, hulle hou daarvan as jy langs hulle sit, as jy skoolwerkies doen. Partykeer kan hulle self aangaan, maar hulle hou daarvan as mamma se aandag daar is by hulle. En jy wil hê hulle moet onafhanklik raak, maar net jou nabyheid help al klaar dat hulle kan lekker werk. Hulle voel secure. Hulle voel, hierso is mamma, my groot heldin. Ek kan met my werkies aangaan. En dan partykeer vra hulle 'n vraag en jy weet hulle ken die antwoord. En gee net vir hulle 'n oomblik en jy dink bietjie. En dan vra hulle vir jou, want hulle wil eintlik net kyk of jy nog fokus. Is mamma nog besig om te kyk en luister wat ek sê? So hulle vra ietsie en jy weet, okay, laat ek net bietjie vir hulle gee. En jy sê, ek dink jy is slim genoeg om dit te ken. So jy hoef nie altyd in te spring en dadelik te help nie. Hulle gaan vra, maar jy gee vir hulle nog kans om daai paadjies te maak en te self die koneksie te maak en die antwoord by uit te kom. So die groenes, hulle gaan dalk stadiger werk, maar hulle werk baie mooi vir prys. As jy vir hulle sê, well done my liefie, ek is so trots op jou. En kyk hoe mooi het jy hierdie gedoen. En hierdie was nou so netjies. So, jy gebruik partykeer
dit wat jy encouragement gee en die verhouding om jou kind te help leer. As daar 'n breek is in daai verhouding, as mamma geraas het of geskree het of ietsie te veel gevra, dan gaan hulle nie lekker wil werk nie. En jy gaan eers daai moet herstel. Jy gaan moet jammer sê, jy gaan moet hoor wat is seer in jou hartjie, hoe kan mamma jou help om beter te voel. Hierdie kinders kort genoeg slaap, as hulle moeg is, dan kan hulle nie lekker werk nie. En as hulle hartseer voel oor ietsie, kan hulle nie lekker werk nie. As hulle stressed voel, kan hulle nie werk nie. So daar's baie goeders met die emosies te doen. En mamas, jy gaan moet tyd inwerk om emosionele bystand te gee. Julle dink akademies, julle dink wiskunde, julle dink ons moet hierdie en hierdie klaar doen vandag. Jy het nie tyd ingereken om sussie op jou skoot te neem en 'n lekker cuddle te gee nie. En jy moet bereid wees om al daai akademie kant toe te skuif en te besef, julle gaan nie verder kom vandag nie, as jy nie daai kind net help met haar emosies nie. So daai is eintlik meer van waarde, en om te luister en om te hoor, baie keer help dit as hulle 'n prentjie teken, en jy sê vir mamma, wys my jou gevoelens, wat gaan aan in jou hartjie, mamma verstaan nie, laat hulle vir jou 'n prentjie teken en dan vir jou vertel daarvan. Ek sien dit werk baie goed vir my groenetjie. En dan wys sy my haar prentjie en sy verduidelik vir my en dan gaan my gedagtes weg. En ek dink aan hoe gaan ek nou hierdie video vertel en vir ander mense vertel en ek sien hierso gaan my gedagtes, ek moet dit heeltyd terugbring. En hoor, okay, sy's besig om met my te praat, laat ek nou hoor wat sê sy. En dan sien ek maar sy's besig om ietsie met my te deel. En sy wys my ietsie belangriks. Daai is so goed. Julle dink nie dis leer nie, maar dis soveel goeie vaardighede. Wat help het 'n kind kry 6, 7 A's in matriek, maar hulle kan nie met stres hanteer nie, hulle het nie goeie verhoudings nie, hulle sukkel met insecurities, hulle sukkel met angs, dan het al daai prestasie eintlik net gekom van baie druk en van verskriklike erge forceer om te werk en nie uit 'n gesonde plek nie, en daai persoon gaan nie goed in 'n job kan funksioneer nie. Dit is wat julle moet verstaan, dit gaan nie net oor akademie nie, dit gaan ook oor jou kind se hart, emosies en gemoed. Okay, ek weet julle verstaan dit, ekskuus as dit nou verkeerd oorgekom het. Peace and harmony. Okay, laaste persoonlikheid, en ek hoop hierdie help julle in julle tuiskool journey, is die geel ene. En hierdie geel ene is so, sommer so 'n lekker backpack, die geel is, gee die om nie, hierdie is oor pret. Geel is soek fun. So, rooi soek power. Autonomy, hulle wil self dit doen. Laat my dit self reg kry. Groenes soek vrede en harmonie. Blauwes soek beheer, control en wat hulle kan beplanning en organized control. Hulle voel in beheer as hulle kan goeders gereël wees en georde hê. Die geeles, hulle wil lag, hulle wil pret hê, hulle wil nie verveeld wees nie. So skool is baie moeilik vir hulle. So eintlik wil hulle kan speel die hele dag en hulle wil balskop en beweeg en op 'n verhoog sing en net gesien word en met maatjies speel en kuier en so as jy van die ander persoonlikhede is en jy het 'n geel kind, is dit 'n uitdaging om te homeschool, maar is nie onmoontlik nie. Ek het gevind, want ek is ook baie geel, is baie go with the flow tipe mense en hulle kry kreatiewe idees en hulle is van, kom ons maak hierdie 'n speletjie en hulle soek hoe kan ons hierdie leer? So mamas, as jy nie so mamma is nie, gaan soek op Google en die internet en vra vir ChatGPT om jou te help. How can I make this lesson into a game? En gaan soek, ek het boeke gekoop, Games for Maths, Games for, ek sal dit gou die boeke foto neem en dit hier insit. By Peggy, Games for Maths, Games for English, and Games for
learning. Ja. En die hele boek is vol speletjies. En ek het hierdie boeke verslind, nê? Dan vir maaltafels is 'n speletjie. En vir wiskunde 'n speletjie. Vir phonics en leer om te lees, is nou Engels, maar jy kan hulle gebruik in Afrikaans en net hulle vertaal. Is 'n speletjie. So baie buite. Baie wat jy staan en werk en jy sit hierso, jy gebruik goeders, jy pak sinnetjies uit. Dis nie sit agter lesenaar vir 5 ure en werk nie. Ek is nou in my geel mode, dis hoekom ek baie my hande gebruik. So die geel mense is lekker ekstrovert en hulle soek van. Hulle wil mamma nie so sien die hele tyd nie. Hierdie maak 'n geel persoon pap. So raas. Hulle soek mamma se lag en se joy en se fun, nê? Kom mamma, kom ons speel. Kom ons gaan klim in die swembad. Wil mamma saam met ons swem vandag? Wil mamma saam met my speel? En jy gaan jouself in die knie, die voet skiet. As jy vir hierdie geel persoonlikhede baie werkkaarte gee, baie werkkaarte en boekiewerk en lesenaar aan lesenaar werk. Jy gaan hulle, as hulle die boeke sien wat jy bestel het vir die jaar, gaan hulle net so gaan, hulle hou nie van homeschooling nie, nê? Jy gaan goeders moet beplan wat meer ander kinders gebruik. Ek dink nou aan die Classical Conversations, 'n metode van homeschooling wat elke week bymekaar kom en liedjies saam met ander maatjies speel en van goeders om 'n tafel doen en ietsie teken en inkleer. Ek dink dit kan nogals werk vir geel mense. Hulle wil gereeld met pelle kuier. Jy gaan baie aktiwiteite moet reël. Op uitstappies gaan, museums toe en kampe en waar kan hulle leer deur om te interact met ander kinders? En deur visueel te sien en ietsie te voel. Maak vir hulle klei en gebruik klei soveel as moontlik. Jy kan klei vir wiskunde gebruik, jy kan klei vir skryf gebruik jy kan klei letterlik vir wetenskap gebruik. Jy kan hitte bou van klei vir geskiedenis en jy kan 'n wêreldkaart met klei probeer uitmerk en sê hierso is Suid-Afrika, nou wys vir my waar is Kaapstad en waar is Pretoria. Mens kan so baie leer deur die omgewing, deur aktiwiteite, deur speletjies. En dit gaan vir jou as mamma stretch. As jy 'n blou persoonlikheid is of jy is 'n ander persoonlikheid en nou moet jy speletjies uitdink. Maar mamma, dit gaan jou help as jou kind om hulle beste te help homeschool. So as jy sien dit gaan nie vir jou werk nie, stel miskien 'n tutor aan, 'n jong student wat jy sien het baie energie en lus om speletjies uit te werk en jy sê vir hulle, jy wys vir hulle hierdie video. En jy sê vir hulle, jy is aangestel om games uit te werk en speletjies te dink en te kyk hoe kreatief jy met my kind goeders kan leer. Ek sal vir jou sê, hierdie en hierdie goeders moet hulle leer. Sy's nou in graad 2 of graad 3 of graad 4 en hierdie is die syllabus. Kies vir jou taakies elke dag, want games vat langer en dit vat, maar dit help hulle om 'n diepte te verstaan. So die speletjies maak vir hulle sin en hulle sal nooit daai vergeet nie. Daai liedjie wat hulle gesing het oor prepositions, oor samestellings, oor wat ook al jy gevind het, is liedjies, rympies. Dit plak baie mooi vas. So dis eintlik 'n fantastiese manier om te leer en is besig om vlam te vat in Suid-Afrika vir kinders met ADHD en ander leerprobleme of uitdagings. Ek wil nie sê probleme nie. Jy weet, jy gaan dit baie makliker kan doen met kinders wat neurodiverse is. Gebruik kreatiewe maniere. Pinterest is vol van hierdie oulike idees. TikTok is nou ook die plek om te gaan vir praktiese idees. En ek wil jou bemoedig om jou geel kind nie heeltemal te wurg met te veel skoolwerk, lesenaarwerk nie. Maar om hulle op 'n prettige manier te help met die buite, met klippies en modder en swaaie en trampoline. Daar is baie maniere teen die muur met bordkruit, met 'n watergeweer,
met 'n verfkwas en water, kan hulle spelwoordjies teen die muur gaan skryf. Ouers, dis dieselfde konsep. Hulle leer nog dit wat kinders agter 'n lesenaar nie, maar moenie vir 'n blou kind vra om al daai miskien noodwendig te doen nie. Hulle wil die werk kan sien in hulle werkboekies, en hulle wil werkboekies kan klaarmaak. Die rooi persoon wil ook werk in hulle boekies netjies skryf en alles kan sien wat hulle doen. Maar ek dink hulle sal nogals die prettige goed ook geniet, want kinders is kinders. Daar het jy dit, die 4 kleure van I'm Surrounded by Idiots se boek, en julle kan nou boek lees of luister as julle verkies om bietjie meer te leer daaroor. Ook het die Britse boek oor die boomsoorte. Die die geel is natuurlik die palmboom. Die palmboom met sy palms lekker wyse, en die groen ene is die denneboom. Die lekker groot denneboom, loyale mense en standvastige mense. Pragtige persoonlikhede. Almal van hulle is pragtig, en jy gaan jou kind kan help in die persoonlikheid wat jou kind is. As jy met hulle praat, maak seker jy praat volgens daai kleur. Die rooi mense praat kort, vinnige sinnetjies. Een instruksie op beslag. Mama soek hierdie, gaan jy hardloop kry vir my gou-gou. Of ons wil hierdie doen, hou dit kort. Moenie jouself laat uitrammel nie en aangaan nie. Jy gaan daai kind sê, ja maar, dit gaan die rooi persoon wees. En die gele praat met 'n glimlag en sê vir hulle op 'n lekker manier, my liefie nee, ek sien uit om saam met jou te werk vandag. Ek het iets cools beplan. Ek het gekyk wat se game kan ons doen vir wiskunde, so ek sien baie uit om dit met jou te speel. Of het jy idee vir 'n treasure hunt wat ons kan doen? Wil jy vir my goedjies wegsteek? En dan bou ons dit saam. Jy gaan haal die letters, jy gaan soek goeders wat ek weggesteek het al klaar, en dan gaan dit 'n legkaart wees van 'n ietsie. Of dit gaan 'n sinnetjie wees wat jy in die regte orde moet doen. Onthou om humor te gebruik met geel mense. En laat jou sinnetjies maak met snaakse woordjies, poep en vaat en jy weet, goeders wat miskien nie in 'n skool van pas sou wees nie, maar by die huis is dit fyn vir jou seentjie om dit so te doen. Dan lag hy lekker, dan geniet hy die leer so baie. En hulle soek graag daai lag as jy met hulle praat. En die groenes het ek gesê, nabyheid, verhouding, reassurance dat jy mal oor hulle en trots is op hulle. En die gele, die blou kinders hou daarvan om net te weet wat om te verwag. Nee, geen surprises nie. Net om mooi stiptelik in 'n lysie vorm te sê as jy so in die ronde praat en jy gee nie mooi duidelikheid nie. Daar's nie duidelikheid nie, dan verloor jy jou blou persoon. So, daar's ons dit. En mag julle 'n lekker tuiskool hê. Onder kan julle kommentaar lewer oor hierdie video. Vertel my, wat is jou kleur? Wat is jou kinders se kleur? Miskien het jy 'n paar soos ek van al die kleure. 10-1 is jou man, die teenoorgestelde as jy, en dit maak dinge ook interessant. Maar dis hoekom jou kinders 'n verskeidenheid kleure gaan wees, want mamma en pappa is baie keer teenoorgesteldes, en dis hoekom julle so goeie span maak saam. En dan gaan jy iets van alles te hê in jou klaskamer. Met my 5 dogters het ek dit baie geniet met hulle persoonlikhede. Ek gaan nie hierdie video langer maak nie, maar ons kan lekker verder gesels in die skool app op hierdie stelsel, dan chat ons oor vir julle persoonlikhede. Dankie vir die luister. Lekker dag, bye.